Ek weet dat dit vir jou voel asof die wêreld 'n absolute beter plek vir jou sal wees as jy nie hier is nie. En miskien voel jy dat dit beter sal wees om net 'n einde tot jou lewe te bring, dan sal dit net soveel ligter wees vir die mense om jou, want jy wil nie meer 'n las vir hulle wees nie, jy veroorsaak net probleme, niemand gee anyway om oor jou nie, mense is nie lief vir jou nie, jou lewe val uitmekaar uit, jou wêreld val uitmekaar uit, jou finansies val plat, jou huwelik werk dalk nie uit nie, verhoudings werk nie, vriendskappe, wat ook al dit mag wees, wat vir jou tot by 'n punt gebring het om te kan sê dat dit 'n beter opsie is om nie meer asem te haal nie. Ek wil vandag vir jou sê dat selfmoord nie 'n opsie is nie, ooit nie. Nie 'n eerste, tweede, dit is nie 'n opsie nie. En jy kyk dalk hierna en sê vir my, Picard, ek weet presies hoe dit voel, want ek het iemand al verloor wat selfmoord gepleeg het naby my, 'n familielid of 'n vriend of 'n vriendin, en ek is jammer as dit jy is en dat jy deur hierdie gegaan het. Ek wil ook net vir jou sê dat ek presies weet hoe dit voel om in daai posisie te wees. 10 jaar terug in 2015 het ek 3 keer probeer selfmoord pleeg op een dag. My laaste poging het ek 15 slaappille in my liggaam gehad en 5 was genoeg om my in ICU te sit. Ek was nie dronk nie, was nie hoog nie, was nie op 'n trip nie, was net hoogs frustreerd, want het gevoel my lewe val uitmekaar uit. Op daai stadium met die meisie met wie ek 5 jaar uitgegaan het, my gelos vir iemand anders en ek het gevoel dis die persoon met wie ek wil trou en nou het sy iemand anders gevat en as ek haar nie kan kry nie, kan niemand haar kry nie en dan sal dit beter vir my wees om net nie meer te leef nie. En vir 30 dae na dit het ek probeer selfmoord pleeg. Ek het al die gedagtes gehad, ek het al die planne gehad. Ek het gedink miskien moet ek van die brug afspring, maar dan sê ek te bang ek breek iets en lewe nog en dan moet ek met dit saamleef of wat as dit nie werk nie en dan klaai met my aan vir poging tot moord of wat, ek klomp gedagtes gehad. Maar tussen al daai goeters was dit die een ding stem wat ek die hele tyd gehoor het, is dat die wêreld 'n beter plek sal wees wanneer ek nie meer hier is nie. En ek het daai stem geglo en uit dit uit het ek planne gemaak om selfmoord te pleeg. En in April 2015 probeer ek 3 keer selfmoord pleeg op een dag. En daai aand stap ek uit my huis uit en ek is kwaad vir God en ek my vingers so na die lig toe gewys en geskree, God, as daar 'n God van liefde is, hoekom lyk my lewe dan soos wat dit lyk? As daar dan 'n God van liefde is, hoekom val dinge uitmekaar uit? As hy mos vir my lief is, dan hoekom lyk hierdie goed so? Sien, ek het maar gesê ek is 'n Christen, want ek kom uit 'n Christen agtergrond uit en ons is maar Christene, is maar wie dit is, maar in daai oomblik wat ek uitskree en sê God van liefde, as daar 'n God van liefde is, hoekom lyk my lewe soos hierdie? Openbaar Jesus homself aan my en die Here sê vir my in daai oomblik, Picard, jy's kwaad vir my, maar jy ken my nie. En ek het besef, ek ken nie hierdie God nie. Ek ken hom nie, maar ek is kwaad vir hom. Hoe kan ek kwaad wees vir iemand wat ek nie eens ken nie, want ek nog nooit ontmoet het nie? Hoe kan ek net kwaad vir hulle wees as ek nie eens weet wat hulle hart of intensies vir my lewe is nie? En in daai oomblik het ek geweet dat ek weet dat Jesus reël is. Die volgende dag het ek gejaag na die naaste kerk toe wat ek kon kry. Ek het daar agter gesit in die kerk waar niemand my kom sien nie. My hart was gebreek want ek het niks geweet van kerk af nie, maar wat ek wel geweet het is dat die ouens wat by die kerk werk, daai spesifieke oggend, was dieselfde ouens wat saam met my dronk geraak het op naweke en nie hulle was bly om my te sien. En ek het nie veel geweet nie, maar ek het net geweet, jou dronkenskap en partytjies en jy wat by die kerk werk, die twee loop nie saam nie. En ek het ingegaan, gaan sit agter in die kerk, die pastoor het 'n boodskap gepreek daai oggend en toe hy sê, is daar iemand hier binne wat hulle lewe vir Jesus wil gee, toe hardloop ek vorentoe. Ek was die enigste daarvoor. Steek my hande op en ek het net gesê, hier is ek, Here, vat my lewe. En daai dag het ek geweet dat ek weet dat God my nie net 'n nuwe lewe gegee het, maar hy het my hart van klip uitgehaal en my 'n nuwe hart van vlees gegee. En ek kry boodskappe waar mense vir my sê, ek wil graag selfmoord pleeg, maar ek is te veel van 'n lafaard om dit te doen, of ek wil dit doen, maar ek het net nie die moed om dit te kry nie, en ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, en ek wil vandag vir jou sê, as dit jy is, die grootste lafaard is die ou wat wel selfmoord pleeg. Jy is nie 'n hero as jy dit kan doen nie, jy's 'n lafaard. Die rede hoekom ek dit vir jou sê is, eerstens, jy vat 'n lewe wat nie joune is nie. God is die een wat lewe gee. En as hy dit vir jou gegee het, dan is dit nie joune om te begin mee nie. Dit is nie jou lewe nie. Dit is God se lewe. Jy vat iets wat nie joune is nie in jou eie hande en maak met dit asof dit joune is. Nommer 2, wanneer jy selfmoord pleeg, dan los jy mense agter wat eintlik diep lief vir jou is. Jy dink dalk niemand gee om nie, jy dink dalk niemand worry oor nie, jy dink dalk die lewe is 'n beter plek wanneer jy nie is nie, maar dis nie waar nie. Mense is lief vir jou, mense gee om vir jou, mense wil jou help. Jou verantwoordelikheid is om uit te reik, te sê, hoe kan jy my help? Wat moet ek doen om verantwoordelikheid te vat vir my eie goeders, en wat moet ek doen om gehelp te kan word deur hierdie? Moet ek iemand sien, moet ek deur sielkunde gaan, moet ek vir bevryding gaan,
wat moet ek doen? My antwoord op al die wats is jy moet eers jou lewe vir Jesus gee. Die woord sê dat sy woord is 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad. En die meeste van die ouens wat in daai plek kom waar hulle wil selfmoord pleeg, is in 'n donker gat. So vir jou om uit donkerte uit te kom, moet jy lig in jou lewe hê. En Jesus sê sy woord is 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad. En jy kan na hom toe gaan en jou lewe vir hom gee en hy wat die lig van die lewe is, kom bly in jou en wys vir jou die weg uit. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die een wat vir jou wys waantoe om te gaan en die een wat die weg en deur is om by die Vader uit te kom. Sonder Jesus kan jy nie by God uitkom nie. Tweedens, hy is die waarheid. De buitekant hom is alles 'n leuen. En derdens, hy is lewe. Hy is nie dood nie, God gee lewe. En jy sê ek wil nie meer lewe nie want my lewe maak nie saak nie. God gee lewe en jou lewe maak saak vir Jesus. En die wêreld is 'n beter plek met jou hierso as jy weet wat jou lewe eintlik werd is en dat Jesus die duurste prys betaal het vir jou lewe. En as dit net jy op aarde was, sou Jesus nog steeds gekom het omdat jy vir hom kosbaar is. En God het 'n plan met jou lewe en hy het 'n doel met jou lewe. En jou eerste en primêre enigste doel en funksie is om Jesus te verteenwoordig en meer soos hy te lyk. Dis jou lief vir Jesus, lief vir mense, lief vir Jesus, lief vir mense. Vader, ek dank U vandag in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister, wat ook voel hulle lewe het tot 'n einde gekom en dat daar nie meer hoop vir hulle is nie. In die naam van Jesus bid ek vandag dat die Heilige Gees oor hulle sal kom, daar waar hulle nou sit en na hierdie video kyk, dat hulle U liefde sal ervaar, tasbaar sal ervaar, dat hulle sal weet dat U lief vir hulle is, dat hulle sal weet dat U hulle ken en U 'n plan met hulle lewe het. En Vader, as hulle U nie ken nie, maar hulle is kwaad vir U vir een of ander rede, bid ek vandag, Here, dat hulle na U toe sal kom en sal vergifnis vra, dat hulle in hulle eie krag en mag gedink het, dat hulle kan kwaad wees vir U as hulle U nie eers ken nie, maar dat hulle ook sal nederig kom en sê, Here, ek ken U nie, maar ek wil U ken, kan U asseblief ingryp in my lewe. En Vader, ek dank U dat die arm nooit te kort is om te red nie en die oor nooit te doof is om te hoor nie, en dat U vandag U hand sal uitstrek en 'n wonderwerk in elke persoon se lewe sal doen, wat dink dat hulle lewe niks werd is en dat die wêreld 'n beter plek sonder hulle is. Vader, ek dank U dat die wêreld 'n beter plek met hulle is. Dankie dat hulle 'n doel het. Dankie dat hulle die awesomeste mens is om te kan wees. En Jesus, dankie dat U talente aan hulle openbaar en dat U hulle in plekke sal invat en vir hulle idees sal gee en drome sal gee en visies sal gee vir dit wat U plan vir hulle lewe is, sodat hulle in die volheid van dit kan instap en 'n verskil kan maak in mense se lewens om hulle. In Jesus se naam bid ek dit.